Môre geliefde, welkom saam met my op hierdie pragtige fris Sondagoggend. Vanoggend die woord bewaar. En dan juis in terme van bewaar jou geloof. Kom ek en jy fokus vandag op die goed wat regtig saak maak, die belangrike dinge. Nie hierdie randgoed wat eenkant is nie. Kom ons weerhou ons van gesprekke wat regtig geen nut inhou nie, negativiteit. Want sien soveel mense het al deur daarna te luister, hulle geloof skade aangerig en baie keer dit ook al verloor. Hierdie is 'n baie bekende gedeelte in Matteus 5, ons ken dit, die sout in die lig. Maar dan sê Jesus in vers 16 vir ons, laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. 'n ander vertaling sê dit, julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. En nou dis hier waar die woord bewaar inkom. Bewaar jou geloof deur te let op hoe jy praat, waarna jy luister. Deur te let op wat jy doen en nie doen nie. As jy opbouend en positief is en bovenal die waarheid praat, dan gaan jy ver kom. Maar as jy heeldag in mense se teenwoordigheid is wat net negatief is en nie die waarheid praat nie, dan moet ek en jy iets daaromtrent doen. Want dade praat harder as woorde. As jy in die sakewêreld is of jy werk vir iemand, dan is dit 'n leefstyl. En in die werk moet jy jou bedryf op 'n eerlike manier doen. As jy dit doen, sal mense jou respekteer. Jy hoef nie baie te praat nie, maar jy sal mense wen. Wanneer jy in 'n besigheid rondbeweeg, dan kan jy sien hoe dit daar gaan. As daar niks op die rakke is nie. As die besigheid nie sy rekeninge betaal nie, en mense kan nie bestel en betyds goed uitkry nie, dan is dit 'n besigheid wat in die moeilikheid is. En as jy regtig wil weet hoe gaan dit met jou besigheid, daar is baie van hierdie programme waar die baas homself vermom as een van die werkers en dan vir 'n week gaan werk tussen sy werkers en so agter te kom, wat gebeur hier op die vloer, daar waar mense elke dag werk. En dan kan hy ontdek, wanneer jy met die personeel praat van 'n eerlike baas, dan sal jy die positiewe hoor. En net so, geliefde, praat my en jou lewe as God se kind baie harder as ons dade, baie harder as ons woorde. 'n maklike manier om te toets is hierdie ou klise. Dit is om te vra, maar wat sou vir Jesus aanvaarbaar wees? En as jy hierop kan antwoord, dan moet jy dit gaan doen, soos hy dit sê. En dan kan ons nie anders as om weer met hierdie ou halleluja kinderliedjie vir oggend af te sluit nie. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans, skitter soos die sterre aan die hemeltrans. In die donker wêreld skyn dan skyn jy in jou klein hoekie en ek en my. Laat ons skyn vir Jesus waar ons gaan of kom. As ons lig verduister, rig die oog op hom. Uit die hemel sien hy op ons neer. Laat ons skyn vir Jesus, slegs tot sy eer. Here Jesus, op hierdie Sondagmôre wil ons vir U vra, leer ons om voordat ons praat en voordat ons doen,
eers vanoggend te vra, wat sou Jesus doen? En dan wanneer ons die antwoord het, ons net dit gaan doen. Amen. Mag jy saam met my 'n lieflike Sondag beleef.